Komende Sondag begin ons met 'n reeks oor die Heilige Gees en ook in ons begeleide gebede wil ons fokus op ons verhouding met die Heilige Gees. Here, ons kom na U toe vandag, nie om iets te wil bewys nie om te presteer nie om alles perfek reg te kry nie om voor te gee nie. Ons haal eintlik ons maskers af, Here, maar ons wil kom om te ontvang van U af, Here. Vandag rus ons in hierdie waarheid, dat U ons nie alleen los nie. U het die Heilige Gees gestuur vir ons, as ons trooster. Johannes 14 vers 26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner, aan alles wat ek vir julle gesê het. Neem 'n oomblik, en kom ons dink aan hierdie woord, trooster. Die woord wat Jesus hier gebruik is parakleet, en dit is 'n besonderse betekenis. Die oorspronklike taal is dit ver meer as net troos. Troos is amper 'n verkeerde vertaling. Dit is dit, maar dit is ver meer as dit. In die antieke wêreld was 'n parakleet iemand wat langs 'n beskuldige byvoorbeeld gestaan het. Dit is een van die gebruike. So amper soos 'n advokaat, maar nie so koud en klinies soos in vandag se tyd nie. Dit was iemand wat jou kant geken het. Jou wil opstaan vir jou as jy nie vir jouself kan opstaan nie. 'n Vriend wat langs jou bly. Kan ook wees soos iemand wat langs jou sit op jou siekbed, as jy dink jy moet in die hospitaal lê, en daar's 'n baie spesiale vriend wat net langs jou sit. Iemand wat praat wanneer jy nie woorde het om jouself te praat of te verteenwoordig of te verdedig nie, en iemand wat jou herinner wie jy is as jy begin twyfel in jouself. En dis die grootste idee rondom hierdie woord dalk vandag, dat die Heilige Gees vir ons gegee is om ons te herinner wie ons is. Here, kom herinner ons wie ons is in Christus. Here, veral wanneer pyn en vrees en verwarring ons geloof wil kom steel en vernietig. Here, kom werk in ons lewens, wees teenwoordig in ons lewens, dat ons sal bewus word van U getroue nabyheid, Heilige Gees. U is nie ver nie, U praat nie van daarbo af nie, U Heilige Gees praat van binne af. Ek wil hê jy moet jou hand op jou hart sit, as net om onsself te herinner, dat die Here is in ons, Hy is met ons, en Hy praat van binne af met jou. Soos wat jy asem uitblaas, laat gaan die behoefte om alles in jou lewe self te dra en self te wil doen. En soos wat jy inasem, ontvang jy die parakletos, die troos, die nabyheid, die vriend wat Hy vir my en jou is, wat praat vir ons wanneer ons nie meer kan nie. Die een wat ons herinner wie ons is. Kom ons beoefen dit nou. Ek wil hê jy moet nou dink aan iemand spesifieks in jou lewe, dalk 'n familielid, of dit nou oor Kerstyd tyd spandeer saam met familie weer eens. Dalk is daar iemand spesifiek wat regtig nodig het om die Here, die Heilige Gees, spesifiek naby hulle te beleef. Ek wil nou vir jou vra, kom ons bid vir daai persoon op U naam. Here, ons kom dink aan hierdie spesifieke persoon nou. Here, nie dat U hulle moeilike omstandighede onmiddellik moet regmaak noodwendig nie, maar dat U sal langs hulle sal wees, en dat hulle sal bewus word van U teenwoordigheid, Heilige Gees, saam met hulle, deur dit wat hulle moet gaan. Here, kom nou en bid deur ons selfs nou, Here, waar ons woorde ontbreek, en ons nie weet spesifiek eers hoe en wat om vir daai persone te bid nie. Wil ek vra, Heilige Gees, U is die een wat intree, kom tree ook nou in vir ons familie, iemand spesifiek in ons lewe. Vader, ons kom dankie vir U getrouheid aan U belofte. Dankie Jesus dat U
ons nie net hier alleen gelos het nie, maar dankie vir die belofte van die Heilige Gees, ons trooster, ons leermeester, ons metgesel, die een wat in ons is. Dankie Heilige Gees. Ons vertrou nie meer op ons eie krag nie, maar ons vertrou deur om te sien hoe U gaan werk deur ons. Ek wil jou nooi om, soos aan die einde, maar net om 'n oomblik stil te bly en net te wees, net om bewus te wees van die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou. God is naby. Hy praat nie van daar ver, daar bo in die hemel nie, nee. Hy's in ons. Hy is die Parakletos in ons. Amen.